Kom ons gaan net so sit, vriende, dan vra ek u dat u met die Here sal praat daar in u hart. Die Here ken ons gedagtes, die Here sê nog voor ons 'n woord uitspreek, dan weet jy daarvan, wat ook al u behoefte vanmôre is, maak dit bekend aan die Here, en dan gaan ook ons as gemeente begelei in gebed, en dan gaan ons ook die Here se seën afbid oor hierdie geleentheid van vanmôre. Kom ons word stil, dan bid ons net saam. Ons wonderlike hemelse Vader, die woord leer vir ons dat ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie weg geloop. Maar u, o Here, het in genade en in barmhartigheid na ons neergebuig en u seun gestuur. Die heilige van Israel, die een wat na hierdie aarde gekom het om 'n sondelose lewe te leef. Daardie eenmalige volmaakte dood aan die kruis te sterf, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Soms, Here, is ons verstand heeltemal die mekaar wanneer ons dink aan die grootheid en die almag en die heiligheid van hierdie God van die Bybel, die God van Abraham, Isak en Jakob. Soms probeer ons u uitredeneer met ons gedagte en Here, dan kom ons by die punt uit van aanbidding, want ons besef dat u is ver bo ons, en tog het u in tyd ingekom om u self aan ons te openbaar, in die mate wat ons u kan verstaan. En vanmôre eer ons u, Here, dat ons weet uit u en deur u en tot u is alle dinge. Aan u behoort die heerlikheid, die eer, die majesteit, van nou af tot in ewigheid. Vader, baie, baie dankie dat ons vanmôre die voorreg het, om weer saam te wees in u huis, in hierdie plek van aanbidding. Baie dankie vir elkeen wat, Here, die moeite gedoen het om hier te wees, wat vanmôre opgestaan het, wat hulle self gereed gemaak het, om na die kerk te kom, om die ander broers en susters te sien, maar bo alles in gehoorsaamheid, God te kom eer en dank en eer aan hom te bring as die koning van die konings en die Here van die leerskare. Vader, ons aanbid u vanmôre vir die voorreg dat ons die waarheid van u woord kan verkondig en dit in ons midde kan hê. Ons vra nou dat u vir ons harte sal gee wat ontvanklik is vir u woord, ore wat gegrawe is om te hoor, en Here, 'n gewilligheid om te doen, sodat u in alles geëer kan word. Ons sê vir u baie dankie vir hulle wat siek was en wat weer gesond is, wat terug is by ons vanmôre. Ons eer u vir u genade oor hulle. Baie dankie, ons kan bid vir hulle wat nog siek is, vir hulle wat vir operasies moet gaan. Here, dat u genade oor hulle groot sal wees en dat u hulle dig by u Vaderhart sal hou. Want dierbare Here, dit is in tye soos hierdie waar ons siek is, wanneer die stryd in ons liggaam geweldig is, dat ons moedeloos raak en jou vyand so getrou is om ons te probeer oortuig dat u nie omgee nie, dat u 'n liefdevolle en genadige God is nie, maar ons weet, Here, volgens die waarheid van u woord, dat u is die God van die nabye en soos 'n vader om ontferm oor die kinders, so ontferm u oor die wat u vrees, en daarom eer ons u vir u getrouheid, vir u genade oor ons, en ons vra dat u ons sal versterk deur die geloof om ons oë gefestig te hou op u, die leidsman en voleinder van ons geloof. Here, ons vra nou dat u ons harte sal stilmaak, en ons wil vanmôre sê, Here, spreek, sodat u diensknegt en u diensmaag kan luister. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Kom ons val weg, dan lees ons vanmôre Numeri 21, vriende, ek het gedink aan, wat sal ek vanmôre met u deel, is die dood van die Here, en gewoonlik gaan ek aan met my reekse, en ek het goed gedink om vanmôre bietjie met u te praat, in besonder oor Jesus Christus, en die verlossingswerk aan die kruis, die belangrikste dag en datum op die kalender van die kind van die Here, en eintlik moet ons elke Sondag die nagmaal herdenk, of die nagmaal gebruik en die dood van die Here herdenk. Waarom? Omdat ons gereeld herinner moet word aan die groot werk wat Jesus gedoen het. En ons gaan vanmôre 'n bietjie uit Numeri 21 kyk na die koperslang wat opgerig was in die woestyn, hoe dit 'n tipe van die Here Jesus is, Johannes die 3de hoofstuk, en ons vertrou dat u sal verstaan wat die Here sê in sy woord, en dat u dit sal toepas, en dat u dit sal gaan uitleef, tot eer en verheerliking van sy naam. So kom ons lees saam, Numeri 21. Toe die Kanaaniet, die koning van Arad, wat in die Suidland gewoon het, hoor dat Israel met die pad van Atarim kom, het hy teen Israel geveg en sommige van hulle as gevangenes weggevoer. Daarop het Israel aan die Here gelofte gedoen en gesê, as hy hierdie volk heeltemal in my hand gee, sal ek hulle stede met die banvloek tref. En die Here het gehoor na die stem van Israel en die Kanaaniete oorgegee,
en hy het hulle en ons stede met die bandvloek getref, en die plek Horma genoem. Toe trek hulle van die berg Hor af weg, op pad na die Skelfsee, om die land Edom om te trek. Nou is belangrik, maar die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword. En die volk het teen God en teen Moses gespreek, waarom het u ons uit Egypte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Want daar is geen brood en geen water nie, en ons siel walg van die elendige kos. Ons gaan later bietjie daarna kyk, maar maak dit vir u sin wat hulle sê? Daar is geen brood en geen water nie, maar ons siel walg aan die kos. Ek weet nie wat brood is nie, maar volgens my definisie is dit kos. Jy sien, wanneer die mense hart in rebellie teenoor God opstaan, raak hy irrasioneel in wat hy sê, wat hy doen en hoe hy optree. Vers 6 sê, toe stuur die Here giftige slange onder die volk, wat die volk gebyt het, en baie mense uit Israel het gesterwe. Die volk het na Moses gekom en gesê, ons het gesondig dat ons teen die Here en teen u gespreek het. Bid tot die Here, dat hy die slange van ons wegneem, en Moses het vir die volk gebid. Daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou giftige slang en sit dit op 'n paal, dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. Toe het Moses 'n koperslang gemaak, en dit op 'n paal gesit, en as 'n slang iemand gebyt het, en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. En die kinders van Israel het weggetrek en laar opgeslaan in Obot. Ons lees tot sover saam uit God se wonderlike woord, geïnspireer deur die Heilige Gees, vir ons gegee in ons tyd en dag, sodat ons opgebou kan word in die allerheiligste geloof. Numeri 21 vers 9 is ons teks van oordenking. Daar staan, toe het Moses 'n koperslang gemaak, en het op 'n paal gesit, en as 'n slang iemand gebyt het, en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. Ons lees daar in Johannes 3 vers 14 en 15 die volgende. Johannes onder leiding van die Heilige Gees skryf, en hy sê, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kan u die duidelike ooreenkoms sien? Die feit dat Moses die slang in die woestyn verhoog het, Johannes verwys na hierdie gebeurtenis, en hy trek dit deur na Christus se verhoging aan die kruis, daar op Golgotha, en hy sê, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons tema van vanmôre is dan die koperslang, Christus en ons verlossing. Die koperslang, Christus en ons verlossing, en ons gaan vanmôre bietjie na hierdie gedagte kyk, en ek vra dat u maar saam met my sal volg. As u voel u raak moeg, moenie van die stoel afval nie, staan eerder op, en gaan sit weer, kry so 'n bietjie nuwe krag en energie, en ons werk deur die boodskap, en ons hoor wat die Here deur sy woord ook vanmôre tot ons harte wil kommunikeer. Nou vriende, in hierdie week, terwyl ek daar agter my rekenaar gesit het, en ek het hierdie boodskap voorberei, het ek gedink aan hierdie volk Israel. Nou ons is in ons huisgodsdiens besig met die boek Deuteronomium, die boek van herinnering, waar Moses vir die volk sê, hoe hulle lewe was van die dag dat die Here hulle geroep het, uit Egypte land gelei het, tot op hede. In my persoonlike stilte tye is ek besig met die boek Levitikus, die offers wat gebring moes word, die sekere reëls en wette wat God vir sy volk gegee het, en tussen hierdie boeke staan die boek Numeri. Nou vriende, Numeri is 'n boek wat besondere waarhede vir ons deurkommunikeer, maar in elkeen van hierdie boeke sien ons Israel se lewe, Israel se optrede, en hoe Israel gereageer het, wanneer dinge nie volgens hulle smaak en volgens hulle gedagte gegaan het nie. As ons kyk na Israel se lewe, dan sien ons, van die dag dat die Here hulle uit Egypte land gelei het, tot op hierdie geleentheid, waarvan ons gelees het in Numeri 21, was hulle 'n volk wat opstandig was, hulle was ontevrede, hulle was ongeduldig, hulle was murmurerend, en sonder dankbaarheid en 'n gesindheid van nederigheid voor die Here. Stem jy saam? As u enigstens die Ou Testament gelees het, die volk Israel se geskiedenis bestudeer het, sal u nie so gretig wees om soos die mense wat aan die Israel visie behoort, op te staan en te sê, ek is 'n Israeliet, en ek is van suiwer bloed nie. As jy die Bybel gaan lees, was dit eintlik 'n volk wat van dag 1 af
in opstand was teenoor hulle skepper en die God wat hulle uit Egipte land uitgelei het. U sien, as ons so kyk na Israel se lewe, dan sien ons die rebellie wat in hierdie volk se hart was, wanneer dinge nie gegaan het soos hulle graag wou gehad het, dit moes gegaan het nie. Ek lees gou vir u Numeri 21 vers 4, dat u net sal sien wat hier staan. Daar staan, toe trek hulle van die berg Hor af, weg, op pad na die Skelfsee, om die land Edom om te trek, maar die siel, hoor nou, die siel van diep in hulle wese, het die volk ongeduldig geword. Hierdie gedagte van ongeduld is iets wat uit hulle siele ontstaan het, 'n rebellie, 'n opstand, 'n weerstand teen dit wat God oor hulle lewe toegelaat het. Vriende, nou wat presies gebeur het en waarom hulle so ongeduldig geraak het, kan ons nie regtig sê nie. Baie van die kommentaarskrywers sê dat die pad vir hulle te lank en te moeilik geraak het, die son was te warm en hulle het bietjie meer gemak en bietjie meer rus gesoek en nie hierdie amper sê moeilike pad wat hulle deur die woestyn moes stap nie. Maar wat ons verseker weet is dat hulle irrasioneel begin optree het. Hulle het woorde geuiter wat lynreg teen God se woord was. En vriende, hulle dinge gedoen en gesê wat God se toorn opgewek het. Hoor ge wat sê die volk? Vers 5. En die volk het teen God en teen Moses gespreek: waarom het u ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Want daar is geen brood en geen water nie, en ons siel walg aan die elendige kos. Ek het hier op my notas geskryf, geen brood, geen water, geen kos. Nou wat noem 'n mens kos? Kos is brood en dit is vleis en dit het God vir hulle ruimskoots uitgedeel het elke môre, die manna en die kwartels. Die Bybel sê hulle probleem was nie in die feit dat daar kos was nie, maar hulle het 'n sekere smaak gehad. Hulle wil amper, kom ons sê maar, 'n spyskaart gehad het en vir die Here gesê het: u is die een, ons kelner wat moet kom en vir ons volgens ons spyskaart gee, anders is ons nie dankbaar nie, anders is daar 'n walging in ons siele teen dit wat u vir ons gee, soos u in u vaderhart goed dink. Hierdie volk begin dom redeneer. Die Bybel praat van 'n dwaas wat so redeneer, om te sê daar is geen brood en daar is geen water nie, terwyl God vir hulle elke dag manna en kwartels gegee het, water uit die rots, op besondere maniere die Here vir hulle voorsien. Maar vriende, wat vir my die hartseerste hier was, die hartseerste was, dat hierdie verse kom direk na die oorwinning wat die Here hulle oor die Kanaaniete gegee het. Dink mooi aan jou en my lewe. Dink aan Israel se lewe. Hierdie volk was veronderstel om lofprysinge en aanbiddinge tot God te bring, omdat hy hulle uit die hand van die Kanaaniete verlos het en hulle die oorwinning gegee het, en in plaas van om God te aanbid, is hulle in rebellie, in opstand teenoor God. En die Bybel sê vir ons, tot in hulle siel was hulle gegrief gewees oor die wyse waarop God vir hulle sorg. Die apostel Paulus gebruik hierdie gedeelte, en hy kom waarsku die gemeente in Korinthe, en hy kom waarsku vir my en jou. Hoor wat skryf Paulus oor hierdie saak. Hy sê in 1 Korintiërs 10 vers 9, en laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle deur die slange omgekom. Luister, hy praat nou met die Nuwe Testamentiese kerk. Want dikwels kyk ons na Israel en ons sê, wat 'n klomp slegte mense, kyk hoe murmureer hulle teenoor God. Maar dikwels is ons presies dieselfde. Daarom kom Paulus en hy gebruik hierdie gebeure in Numeri 21. Hy waarsku die Korintiër gemeente, die Heilige Gees kom waarsku ons vanmôre, vers 10, en moenie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle deur die verderwer omgekom. Vers 11, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Die gebeure van vanmôre in Numeri 21 is nie dinge wat daar in die antieke tye gebeur het en vriende daar in die verlede weggesluit moet word nie. Dis van toepassing op my en jou vanmôre hier in hierdie gemeente in Kempton Park, omdat God vir ons 'n boodskap vanmôre het, dat ons nie soos die volk Israel in opstand teenoor die Here moet kom nie. Wat vir my uitgestaan het uit hierdie Numeri 21 gebeure, is dat die Here nie almal verdelg het nie. Hy het slange gestuur as 'n vorm van tug,
maar hy het nie almal verdelg nie. Hy kon, as hy wou, almal verdelg het. Alreeds in die tuin van Eden kon die Here Adam en Eva laat sterwe het en vir hom 'n nuwe geslag gebou het. 'n Geslag wat hom sou dien en vrees, en tog sien ons God se genade. Ons sien in die groot vloed dat die Here die massas laat omkom en 8 siele spaar en boosheid begin weer oorneem in die wêreld, en so sien ons ook in Numeri 21 dat die Here kon almal uitgeroei het, en tog is hy genadig en barmhartig oor die sondaar. Numeri 21 vers 8, terwyl die slange besig is om die mense te pik, sê die Bybel vir ons, daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal, dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. God se genade oor sondaars, oor mense wat in rebellie teenoor opstaan, bewys hy nog steeds hierdie onuitspreeklike groot genade. Nou wil ek gou net so ietsie met ons deel wat vanmôre hier sit, hulle wat inskakel, en dan kom ons by die paar gedagtes uit van vanmôre se boodskap. Terwyl ek hierdie boodskap voorberei die week, dink ek by myself dat ek is baie soos die volk Israel. En u wat vanmôre hier voor my sit, en u wat inskakel en luister, is baie soos die volk Israel. Vriende, ons sit met 'n gesindheid van entitlement. Daar is die Engelse deel van die boodskap vanmôre. Ons sit met 'n gesindheid van entitlement. Die Here moet presteer, en ons sit en ons kritiseer die manier hoe hy doen. Ons kry 'n bonus en ons glimlag van oor tot oor, en dan breek die kar, dan is ons opstandig. Vir wat werk ek my vrek vir hierdie bonus, en die kar breek? Wat is die Here se plan? Wat doen hy? Kan hy nie verstaan, 'n mens probeer net kop bo water hou nie? Hoor u dit? Dis wat ons doen, dis wat ons sê, en ons murmurering is teenoor God. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, wanneer dit kom by die reddingsplan, het ons 'n probleem met die Here. Vriende, dit is my so hartseer, ons is sondaars, ons is onder God se toorn, en tog dink ons, dat ons hom kan voorskryf, oor hoe hy sy reddingsplan daar moet stel, en hoe hy dit in uitvoer moet bring. Die deursnee kerk en mens praat van die reddingsplan asof dit 'n inisiatief van ons kant af was. Ek wil u vra, dink u, as ons vandag vir boemelaars op straat geleentheid moet gee om 'n inisiatief uit te dink, om hulle toestand te verbeter, wat sou hulle doen? Hulle sou roekeloos optree om hulle self eintlik half te verryk uit ander mense, en dan later hulle in hierdie posisie te stel van om neer te kyk na ander, wanneer jy hulle hierdie geleentheid gee om dit te doen. Hulle sal nie meer besef waar hulle vandaan kom en wat hulle eintlik is nie. Daarom, die een wat bedel kan nie vir die een wat gee voorskryf en vir hom sê wat om te doen nie. Die een wat hier staan aan die ontvangkant kan nie vir die gewer sê, jy moet so en sis maak nie. En tog is ons as kerk van die Here Jesus en die deursnee kerk vandag, en ook mense op aarde met hierdie gesindheid van entitlement, die Here skuld my redding. Hy skuld my 'n goeie lewe. Ons raak in ons siel ongeduldig met God, en dan hoor ek deesdae uitsprake van mense wat sê, as dit is hoe God optree, wil ek nie so God dien nie. So wat? Dink jy dat die hemel heeltemal in duie gaan stort, en dat die Here vanaand in trane gaan uitbars, omdat jy hom nie wil dien nie? Moenie belaglik wees nie. Jy's aan die ontvangkant, jy's die bedelaar wat opkyk na hierdie God, en die gif van sonde het jou lewe en my lewe so besmet, en so deurweek dat ons vanmôre in die duisternis op pad na God se hel toe is. En as hy nie die inisiatief neem nie, as hy nie ingryp nie, sal ons sterwe soos die mense in die woestyn gesterwe het. Vriende, ons praat en tree op teenoor God so asof ons die mense was wat uitgereik het na God. Asof ons die mense is wat die saligheidsplan daar gestel het. Asof God die skuldige was en ons die onskuldige, wat die ontvangers was van Adam en Eva se boosheid. Terwyl ons eintlik vanmôre soos Adam en Eva skuldig staan, en God soek na ons. En ag vriende, met dit as agtergrond sien ons hoe Johannes dan ook die gebeure in Numeri 21 dan deurtrek na Jesus se verlossingswerk om vir ons te wys
dat soos die Here in Numeri 21 vir Moses die opdrag gegee het om die koperslang op te rig, dat die Here Jesus dan die vervulling sal wees van hierdie beeld wat in die Ou Testament vir ons gestel is. Ek lees dit vir u bietjie meer volledig, Johannes 3 vers 13 tot en met vers 16. Jesus sê, niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens, wat in die hemel is, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die vraag wat ek gevra het hierdie week, en dat ek glo u vra is, waarom sal Johannes na die gebeure in Numeri 21 terugverwys, as hy praat oor Jesus se sterwe aan die kruis? En vriende, die antwoord is eintlik eenvoudig, ek gaan sommer dadelik daarby uitkom, dat die Ou Testament is gevul met sekere van hierdie types, of hierdie beelde, of hierdie gebeurtenisse, wat 'n heenwyse het na iets groters wat sal gebeur. Ons praat van 'n tipe boodskap. En ag vriende, 'n tipe is 'n gebeurtenis of 'n beeld wat gebruik word in die Ou Testament, wat wys na iets of iemand in die Nuwe Testament. Sê gou vir my, as ek praat van die wille vyeboom, of die wingerdstok, waarna verwys ons? Israel. Verseker, die Bybel is vol daarvan, dat Israel dan hierdie wingerdstok is, en later die wilde vyeboom, wat die Here die voorbeeld gebruik van hoe die kerk van die Here Jesus in hierdie wingerdstok en dan ingeënt word, dat ons deel kan word van die kerk van die volk Israel, die geestelike Israel, en ook so die wille vyeboom, die gedagte, dat as hierdie vyeboom begin bot, is daar 'n beeld, 'n teken, 'n boodskap, wat na vore kom hierin. Kom ek gaan vir u 'n paar net wys in die woord van die Here. Die eerste ene, die suurdeeg. As ons praat van suurdeeg, dan praat ons van sonde. Die Bybel sê die volk moes die suurdeeg uit hulle huise weggeneem het, voor hulle uit Egipte land uitgetrek het. Jy het gelees al? Jy het gehoor, hulle mag 7 dae geen suurdeeg in hulle huis gehad het nie. Nou kom die Bybel in 1 Korintiërs 5 en die Here sê, julle roem is nie mooi nie, weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle nuwe deeg kan wees, sodat julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Die tipe suurdeeg, tipe van sonde, daarom sê die Here ook vir ons, ons moet sonde uit ons lewe kry, ons moet 'n lewe van heiligheid lewe. Nog een beeld wat ek vir u gaan noem, is die water uit die rots. Die Bybel praat in die Ou Testament van hierdie water wat uit die rots gekom het. Onthou, Moses moes 1 keer geslaan het, 1 keer gepraat het. En die Bybel sê vir ons, hierdie water is 'n tipe of beeld van Jesus wat sy gees sal stuur in die Nuwe Testament. Eksodus 17 vers 6 sê, en kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan, dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. Nou sê Jesus in Johannes 7 vers 37, en op die laaste dag, die dag van die groot fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink, en hy het aan my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang wat aan hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Vriende, wanneer ons tipes of beelde bestudeer, wat in die Ou Testament verwys na iets in die Nuwe Testament, 'n vervulling daarvan, moet ons baie versigtig wees, dat ons nie te wyd gaan, en te veel inlees nie, maar as dit in die Ou Testament vir ons gegee word, in die Nuwe Testament verklaar word, kan ons hierdie beelde, hierdie tipes ter harte neem, en ook sien, verskoon dat Christus, die rots is, die een, wat hierdie kosbare water van die lewe gee, sodat wie in hom glo nooit weer dors sal kry nie. 'n Laaste ene, die paaslam. Eksodus 12 moes die volk 'n paaslam geslag het, is ook 'n duidelike tipe beeld van Jesus. Die Bybel sê die lam moes sonder gebrek gewees het, en wie kan vir my sê, waar in die Nuwe Testament lees ons van hierdie paaslam, of die lam wat geslag sou word? Sê gou vir my, Johannes 1 vers 29, Johannes sien vir Jesus en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. So 'n tipe beeld,
Dis iets in die Ou Testament wat vir ons deurgegee word, dit word vervul in die Nuwe Testament, in 'n persoon of in 'n gebeurtenis, en dit is 'n baie duidelike tipe wat ons kan deurtrek, sonder dat ons later toe hoef te wonder of die skrifte draai om by dit in te pas. En dis presies waaroor die koperslang in die boek Numeri gaan. En kom ons kyk gou die tipe beeld wat ons sien en die toestand wat geheers het, die koperslang wat opgerig is, en hoe Christus 'n vervulling daarvan is, en wat die boodskap vir ons is, vanmôre hier, ons wat hier sit, hulle wat inluister, hulle wat hier die boodskap sal hoor. Nou vriende, in Numeri lees ons van 'n toestand wat geheers het, 'n noodtoestand. Ons sien dit baie duidelik in Numeri 21 vers 6. Die volk sondig, hulle is ongeduldig teenoor God, hulle is in opstand teenoor God. Die Bybel sê dat die Here stuur hierdie giftige slange, toe stuur die Here giftige slange onder die volk, wat die volk gebyt het en baie mense uit Israel het gesterwe. Die volk was ongeduldig en opstandig teenoor die Here. Hulle staan op teen hierdie leier van die Here en hulle kry die verdiende loon vir hulle aanhoudende rebellie. Nou wil ek u vra dat u die gedagte so bietjie laat gaan. In die woestyn was daar nie sementvloere nie. Daar was nie stoele soos wat u op sit vanmôre nie. Woestynsand, ons was onlangs in Namibië, woestynsand is warm, dis wyd uitgestrek, die wind waai en luister, dink u self vir 'n oomblik in. In hulle rebellie teenoor God stuur die Here slange. En terwyl hulle staan in hierdie sand, kom die een slang na die ander slang na vore en pik hulle. En ek weet nie of u al hierdie fliek Indiana Jones gekyk het nie. The Temple of Doom en al hierdie goeters jare terug toe ons kinders was. Dit was verskriklik om te sien hoe hierdie slange wemel oor mekaar. Het u al National Geographic gekyk, Snake Island? Gaan kyk bietjie vanmiddag na Snake Island. Dis nie lekker nie. Ek wil nie daar bly nie. Ek is nie 'n Chinees wat slange eet nie. Ek hou nie daarvan nie. Maar die volgende oomblik sê die Bybel, toe die volk sondig, toe stuur die Here hierdie giftige slange. En waar die volk staan en kyk, is daar slange. Die slange pik hulle en die Bybel sê hulle het gesterwe. Hulle het gesterwe een na die ander omdat hulle teen God opgestaan het in rebellie. Mense vra my dikwels, maar hoe kan God so wreed wees? Hoe kan God slange stuur om sy volk dan te tugtig en selfs van die mense te laat sterwe? Hoe kan die Here toelaat dat daar sulke rampe in ons land gebeur en kinders gemolesteer of verkragt word en mense vra 1001 vrae in plaas van dat hulle stil word voor God en vir hulle self die vraag afvra, hoekom laat God my lewe ten spyte van my hoogverraad wat ek elke dag teen hom pleeg? Hy sê vir my ek moet heilig lewe en ek leef nie heilig nie. Hy sê ek moet nie lieg nie en ek lieg. Hy sê vir my ek moet nederig wees en ek is hoogmoedig. Hy sê ek moet nie murmureer nie, ek moet dankbaar wees en ek staan op teen die Here. Mense moenie vra oor waarom stuur die Here elende oor die land en oor die wêreld en selfs oor individue nie. Hulle moet eerder vra waarom het die Here ons nog nie almal verdelg nie. Vriende, die gif van die slange het die dood voortgebring en die hele volk was hierdeur geraak. En die geestelike les wat u en ek vanmôre moet leer. En luister vanmôre. Vriende, die gif van sonde het ons elkeen deurweek. Ek het verlede week lank en duidelik daaroor gepraat dat u en ek tog nie moet dink ons is so goed as wat ons dink ons is nie. Ons is so wonderlik aanneemlik voor die Here nie. Ek is beter as my buurman, hy gaan glad nie kerk toe nie, ek gaan daarom so af en toe kerk toe. Hy gee niks vir God se saak nie, ek gee daarom so af en toe iets vir God se saak. Die geestelike les vanmôre hier is dat die nood wat heers in my en in jou siel, die nood wat heers in Suid-Afrika en wêreldwyd, is die pandemie van sonde. Wat elke mens, wat elke volk, wat elke nasie en elke taal raak. En mense is op pad na 'n ewige en afgryslike poel van vuur. Ons is geestelik dood. Ons het geen aptyd vir die Here nie. En as ons so sterwe, sal ons God se ewige oordeel beerwe. Hoor wat sê Romeine 3 vers 23. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Of almal gepik was deur die slange in die woestyn, weet ons nie.
Al wat ons weet is, die slange het in hulle massas gekom, ons weet die volk is gepik deur hierdie slange, en die nood het geheers. Nou hulle sê, as 'n slang jou byt, is dit geweldig pynlik. Hulle sê, dit is geweldig pynlik, en het brand, en jy soek uitkoms. Dink aan die nood wat geheers het, en trek hierdie waarheid deur na jou siel. Jy en ek is deur hierdie sonde so geïnfekteer, dat daar geen hoop vir ons is, as die Here nie vir ons in genade kom aansien nie. Jesaja 53:6, ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, in sonde het my moeder, sê dit vir jouself, in sonde het my moeder my ontvang, elkeen individueel. Romeine 3 vers 10 sê, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Die nood in Numeri 21 was die slange wat hulle gepik het, hierdie gif het deur hulle liggame gegaan, as daar nie uitkoms gekom het, het hulle gesterwe, soos een ek deur sonde, in hierdie wêreld geraak, en sonde het ons hele lewe deurweek, en ons hele denke besoedel, sodat ons vanmôre in 'n noodtoestand verkeer. En die tweede ding wat ons nou gaan kyk is, ons het genade nodig. Nie entitlement nie, nie iets waarop ons kan aandring nie. Die volk Israel kon nie 'n optog gehou het en vir Moses gesê het, ons eis dat God vir ons kom aanraak, en dat hy hierdie slange wegneem en ons genees nie. Daar bestaan nie so iets nie. God se genade sien ons in vers 8. Die slang is besig om te wemel tussen die mense is gepik, die pyn is daar, die gif is besig om hulle lewenssap uit hulle uit te drein. Die Bybel sê, daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou giftige slang, en sit dit op 'n paal, dat elkeen wat gebyt is, daarna kan kyk en lewe. Vriende, God kon hulle laat sterwe het. God is onder geen verpligting om enige mens te red nie. As hy almal hel toe wou stuur, was hy 100% regverdig. En die hele waarheid staan vir ons hieruit, dat genade nie iets is waarop ons kan aanspraak maak nie, maar is iets wat God vir ons gee, omdat hy 'n liefdevolle en genadige God is. Hulle was rebels, hulle was ongehoorsaam, hierdie volk was opstandig, en God gee hulle nog 'n kans. Dink mooi wat ek vanmôre vir jou sê. Die Bybel praat van dat die duiwel geval het. Onthou u, Lucifer, hy was die hoofengel in die hemel, soos die Bybel het vir ons leer. Hy het sy troon bo God probeer stel. Die Bybel sê, die Here het vir hom baie duidelik gesê, Satan, hierdie posisie is nie beskikbaar nie. Ek is God, jy sal my dien, en die Here werp die duiwel met 1/3 van die engele uit die hemel uit, en sê vir my, is daar enige kans vir die duiwel of die engele om hulle te bekeer tot God? Hoekom gee God nie hulle kans nie? Hoekom kry hulle nie genade nie? Ons weet nie. Maar voor jy vanmôre dink, jy verdien genade en ek verdien genade in hierdie toestand van sonde en rebellie teenoor God, dink weer. Daar is geen genade aan die engele of aan Satan bewys nie. Hulle is uit die hemel gewerp en hulle wag op God se oordeel, sy oordeel wat vir ewig sal wees. Tog is daar vir my en jou genade. Tog is daar vanmôre vir ons genade, want die Bybel sê vir ons, daar in Psalm 86 vers 5, want U, o Here, is goed en vergewingsgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat U aanroep. Hy is vergewingsgesind. Hy is 'n God wat genade bewys aan sondaar mense. Psalm 103 vers 8, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hoe oud is jy vanmôre? Antwoord in jou gedagte. Miskien is jy 12 of 15 of 25 of miskien 40 of miskien 77 of selfs 90. As jy vanmôre nie bekeer het tot God nie, dan vra ek vir jou, waarom het God jou gespaar tot vanmôre? Die antwoord is maar net eenvoudig, dat hy sy genade oor jou wil uitstort, dat jy gered sal word voor jy sterwe, want as jy sterwe is daar geen hoop en geen genade meer nie. Sonde vernietig lewens, vernietig huise, vernietig gemeenskappe. Daarom God se genade is soos hierdie helder lig wat skyn in 'n donker wêreld. Dis is hierdie pragtige diamant op hierdie swart doek wat lê en skyn. God se genade vir sondaars, dat hulle sal bekeer. Daarom sê Efesiërs 1:7,
In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, dat die rykdom van sy genade wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand. So tyd terug toe ek by my pa se graf staan. Grafsteen is opgerig, toe staan Efesiërs 1 vers 7 aan die kant van my pa se grafsteen. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. Ek vra jou vanmôre, besef jy die noodtoestand in jou eie lewe? Besef jy dat sonde besig is om jou te vernietig? Besef jy kan jouself nie red nie? Jy kan nie aanspraak maak op redding nie. Jy kan vanmôre jou net werp op God se genade in Christus Jesus ons Here. Die derde ding wat ek raak sien, die oprig van die koperslang was genoegsaam. Hoor dit sê Numeri 21 vers 7 en 8. En die volk het na Moses gekom en gesê, ons het gesondig en bid tot die Here dat hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid. Daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal, dat sal elkeen wat gebyt is en kyk, lewe. Vriende, waarom nog 'n slang? Het jy al daaraan gedink? Die slange wemel, die slang is besig om die mense te pik, mense is besig om te sterwe, en die vraag is net, waarom nog 'n slang? Daar's al reeds soveel en hierdie gif is besig om hierdie mense uit te roei. En die gedagte is eenvoudig, die oprigting van die slang was 'n heenwyse na dit wat die Here Jesus sou doen aan die kruis. En vriende, die gedagte dat Christus Jesus na hierdie aarde moes kom as mens, om te identifiseer met die mense in hulle sonde, om 'n sondelose lewe te lei, sodat hy 'n volmaakte dood kon sterf. Daarom hierdie tipe beeld wat ons kry. Die slang word opgerig, terwyl die slange ander pik, word die slang opgerig en die mense moet kyk. So kom Christus na hierdie sondige wêreld, en terwyl sonde hierdie wêreld infekteer, mense na die ewige dood lei, kom God en hy word mens. Hy word mens in hierdie wêreld. Ons sien sy heerlikheid, ons sien sy heilige lewe. En ag vriende, ons het niks meer as dit nodig nie. As die Here ons wou red deur die doopwater, sou hy sy seun nie gestuur het nie. As die Here ons wou red deur die hou van reëls en regulasies en programme en wette en allerhande dinge, sou hy sy seun nie gestuur het nie. As daar enige ander weg was, sou sy seun na hierdie aarde nie gekom het nie. Maar die Bybel sê vir ons, in Galasiërs 4 vers 4, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Die slang is besig om te pik, Moses rig die koperslang op, die mense moet kyk, Christus, die heilige ewige seun van God, kom na hierdie aarde, gebore uit die vrou, hy identifiseer met mense, hy lewe hierdie lewe, hy doen goed aan ander, hy word verhoog op 'n kruis. Dis genoegsaam, dis God se plan gewees, en u en ek kan dit nie bevraagteken nie, want is die enigste manier waardeur ons gered kan word. Hoor dit sê Johannes 3:14, soos Moses die slang verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Die wêreld sê vir ons, luister, is julle nou kens? Julle is soos ons besig om te sterwe? En julle glo aan 'n Here Jesus wat gelewe het, wat gesterf het, wat julle sê het opgestaan, en hy het vir julle 'n plek gaan voorberei, en hy gaan kom om julle weer te kom haal, en julle ewig by hom te laat wees, en is belaglik. Kom ons sê vir julle hoe ons te doen. Daarom vind ons die multi-godsdienstige organisasies in ons land, waar almal sê dat hulle paaie lei na God. Terwyl die Bybel vir ons baie duidelik sê, luister, ek lees vir u, 1 Korintiërs 1:18, maar die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Ek preek vanmôre vir u Christus en hom as gekruisigde. Hy is verhoog op Golgotha. Dis genoegsaam. Hy is die enigste een wat nodig is
om jou sonde te vergewe, en as jy sterwe sonder hom, sal jy vir ewig verlore wees, al is jy 'n Moeder Teresa, en al doen jy die wonderlikste barmhartigheidswerk, al hou jy die wette en die reëls soos die ryk jong man, as Christus Jesus nie vir jou genoegsaam is, die een wat die weg gebaan het, sodat jy kan lewe nie, dan sal jy geen aandeel aan God se koninkryk hê nie. Die 4de gedagte, geloof skenk lewe. Toe het Moses 'n koperslang gemaak en het op die paal gesit, en as 'n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. Is u nog by, ons is nog in die woestyn, kriebel hy slange onder u, is u benoud? Ek sien as daar een of twee wat afkyk. Dis die toestand van die volk gewees, die slange is besig om te wemel, mense is besig om te sterwe van die pyn, van die gif van hierdie slange. Moses rig die slang op, luister nou wat hier gebeur. Die slange is besig om te wemel, almal roep om hulp, en daar is hoeveel wat al reeds gesterwe het, en Moses gaan sit 'n slang op 'n paal. En hy sê vir hulle, kyk, en jy sal lewe. En ek dink hierdie klomp, wat so ongeduldig was in hulle siele, kon miskien gesê het, maar 'n slang en 'n paal, Moses, gee vir ons iets beters. Kan jy nie sien die slange maak ons dood nie, 'n slang en 'n paal, ek moet net aan die slang op die paal kyk, aan lewe ek? Is jy kens, Moses, het jy heeltemal jou gedagte verloor, is dit so 'n bietjie inleeskunde, so, maar ons kan dit maar doen as predikante, Arsie Sprault sê, ons kan dit doen, so ek glo hom. Hierdie slang aan die paal, vriende, was die oplossing, en hierdie volk moes gekyk het. Moses het nie vir hulle self gemeng nie, hy het nie vir hulle gesê, kom vir 'n inspuiting, alles is uitgesorteer nie. Hierdie volk moes besef, dat hulle nood is verder as die uiterlike, die slang wat hulle gepik het, die probleem is hulle sondige harte. Daarom het God die slange gestuur, want hulle harte was in rebellie teenoor God. En die enigste oplossing was, as hulle verootmoedig het voor die Here. Luister, hulle moes nie geloof, in hulle geloof gehad het nie. Ek onthou een van die docente wat ek gehad het, het altyd sy hande so gemaak en sê, ek glo. En wat glo jy? Jy kan dan baie goed glo, dit sal jou nie in die hemel bring nie. Die Bybel sê, glo in die Here Jesus Christus. Dis die boodskap van die kerk, daarom haat die wêreld die kerk, daarom wil hulle ons weg hê. Luister, as wêreldlinge jou nog vanmôre verdra, en vir my verdra, dit net die voordeel wat ons vir hulle kan bring. Het sy deur kennis in ons besigheid, of miskien by ons werksplek, maar oor die algemeen haat die wêreld die kind van God. Waarom? Want die boodskap is, Jesus is die weg, en geloof in hom bring redding, en sonder Christus is daar nie redding nie. Vriende, daar is vandag mense wat baie ander alternatiewe soek. As jy kyk hier in ons eie omgewing, daarop, in Boksburg, daar die groot oorhoofse bord, daar naby die Israel Mall wat sê, Jesus is nie God nie, Mohammed is die ware profeet. Die Mohammedane, die boeddhiste, die tempels wat opgerig word in ons land, die aanbidding van Moeder Maria in sogenaamde Christelike kerke, die Rooms-Katholieke kerk, die werke evangelie, die omval en in tale praat evangelie. As jy nie dit het nie, kan jy nie gered word nie. As jy nie onder die water deurgaan nie, kan jy nie gered word nie. Die Bybel sê, glo in Jesus, sien en leef. Efesiërs 2:8, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ek vra jou vanmôre, het jy al gekyk en geglo, en het jy lewe? Romeine 10 vers 9, as jy met die mond die Here Jesus bely en met jou hart glo, dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond bely ons tot redding. Die pragtige Halleluja lied 208 sê, deur te sien op die kruis is daar lewe en heil. Hierdie woordjie heil is die woordjie verlossing. Deur te sien op die kruis is daar lewe en verlossing. Is daar lewe vir jou en vir my. Sien gelowig op hom, word gereinig en lewe, want verlossing bied Jesus jou vry. Die koorgedeelte sien en leef. Deur te sien op die kruis is daar lewe en heil. Is daar lewe vir jou en vir my. Ek sluit die boodskap af. Daar was 'n dubbele versekering gewees. Daar was 'n dubbele versekering. Ek lees vir u
Vers 8, daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou giftige slang en sit dit op die paal, dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk lewe. Toe het Moses 'n slang, 'n koperslang gemaak, het op die paal gesit en as 'n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. Wat was die dubbele versekering, vriende? Diegene wat gehoorsaam was aan die woord van God en die wat geglo het die duidelike en onmiddellike verandering gesien. Die dubbele versekering. Moses sê, kyk na die slang, die woord van God, kyk na die slang, en die wat gekyk het, het onmiddellik 'n verandering in hulle liggame bemerk, onmiddellik. Die wat geredeneer het by hulle self en miskien nog steeds ongeduldig was in hulle hart en opstandig teenoor God, dat daar nog bo alles die giftige slange gestuur was, het gesterwe sonder hoop en sonder God. Vriende, ek het so daaraan gedink dat toe Moses praat en die slang is opgehef en hy sê, kyk, en jy sal lewe. En diegene wat gehore gegee het en geloof gehad het, wat God ook in die hart kon werk het gekyk en die verandering was onmiddellik. En ek dink daaraan, ek het dit vanmôre vir u saamgebring. Redding, wedergeboorte is nie iets wat oor 'n tyd plaasvind nie. Dis eenmalig, onmiddellik, dadelik. Die proses van heiligmaking is lewenslang. So wat probeer ek vir u sê? Mense sê, ag, weet jy, ek is van kindsbeen af 'n kind van die Here. Nee, jy is nie. Nie ek nie, nie jy nie, nie Martin Luther of Johannes Calvin se kinders nie. Niemand word gebore op pad hemel toe nie. Daarom het ons nodig om die woord te hoor en te glo, sodat ons gered kan word. Ja, die Here kan met ons werk deur omstandighede, die Here kan met ons werk deur preke wat ons luister, gebeure, al hierdie dinge, maar luister, die oomblik wanneer jy redding smaak, is asof die Here die skille van jou oë afhaal, en jy sien die Messias. Hy bring in jou hart 'n duidelike bevestiging van, my sonde is vergewe. Die skuldlas van sonde is weg. En nou kan ek lewe om hom te verheerlik. Romeine 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Vriende, daar is te veel mense wat sê, ek het 'n oorgawe aan die Here gemaak. Ek het die Here 'n kans gegee in my lewe, maar niks verander nie. Ek vra jou vanmôre, het jy gesien, is daar lewe? Want die dubbele versekering is, dat die Here gee ons die ewige lewe, ons sal nooit verlore gaan tot in ewigheid toe nie, niemand sal ons uit sy hand uitruk nie, maar ook, as iemand in Christus is, dan sy nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Ek vra jou vanmôre, voor ons afsluit, waarom is daar soveel massas, wat sê ek is op pad hemel toe, maar waarom is daar 'n handjie vol wat lewe, asof hulle nuut gemaak is? Antwoord my. Dis die probleem van ons tyd. Almal is op pad hemel toe. Ek het 'n oorgawe gemaak by 'n jeugkamp, by een of ander konferensie, by een of ander geleentheid waar die dominee opgetree het, waar die wederkomsboodskappe gepreek is. Ek het gebid dat Jesus my sonde moet vergewe, en toe eet ek my lekker stuk steak daarna. Ek is 'n kind van die Here, sommer 'n tafelgebed wat gebid is. Daar is baie wat sê ons het die ewige lewe, ons is kinders van Jesus. Daar is min wat die dubbele versekering het. Eens was ek duisternis, nou is ek lig in die Here, nou wandel ek soos 'n kind van die lig. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Ek het nie volmaak geword nie, maar my lewe het nuut geword. My lewe was eens op die pad van sonde. En ja, vriende, daar is mense wat minder sondig as ander, het is so. Ons dink aan die besetene van Gadara en ons vergelyk hom met die apostel Paulus. Al twee was ewe groot sondaars. Die een se sonde was uiterlik meer sigbaar en die ander ene was 'n goeie kerkmens, maar albei was verlore. Maar toe hulle die woord van God hoor,
toe kom daar 'n vernuwing in hulle siele, en die uiterlike was duidelik sigbaar gewees. Vanmôre Numeri 21, die koperslang, 'n tipe van Christus aan die kruis daar in Johannes 3, en dan later in die evangelies, en ons verlossing. Vriende, ons het gekyk na die nood wat geheers het, God se genade wat hy uitstort, die oprig van die koperslang wat genoegsaam was, Jesus wat genoegsaam is vir ons redding, geloof skenk lewe, en die dubbele versekering wat daar was. Ek vra net vanmôre, het u al uitgeroep? Want toe die apostel Paulus in Handelinge 16 preek, wat moet ek doen om gered te word? Jy onthou die tronkbewaarder van Filippi. Wat moet ek doen om gered te word? Ek het vanmôre vir jou een antwoord. Glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word. Hoe weet jy dan jy is gered as jy geglo het? Die verandering in jou lewe sal duidelik sigbaar wees vir almal wat jou ken, wat jou hoor, wat jou sien, wat met jou praat. Daarom vra ek jou vanmôre dat ons sal besef hoe groot ons nood is. Dieselfde nood wat geheers het daar in die woestyn. Die nood van sonde wat ons lewens vernietig. Daar is een oplossing en een antwoord. Die Here Jesus Christus. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u wonderlike genade. Ons pleit by u dat ons sal sien en glo en dat ons gered sal word. Vir hulle wat u nog nie ken nie, pleit ons Here dat u genade oor hulle ontsaglik groot sal wees en u tog vir hulle geopende oë van die verstand sal gee om die waarheid te smaak en te sien. Dat hulle nie in die duisternis bly voortgaan in 'n vorm godsdiens en in 'n lewe van vernietiging nie. Maar dat hulle sal glo en lewe en sal smaak en sal sien dat die Here goed is. Vader, dit bid ons tot verheerliking van u Seun. Dit bid ons in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.